Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir u genade. Dankie Here vir u liefde. Dankie Here vir u bemoeienis. Dankie dat u ons so lief het. En dankie Here dat ons hier by mekaar kan wees, Here, nie net uit 'n gewoonte uit, nie net Here omdat ons maar hier by mekaar moet wees en Here omdat ander wil hê ons moet hier wees nie. Maar Here, dat ons 'n begeerte kan hê om hier in u teenwoordigheid te wees, soos wat u beloof. Dat ons, Here, dan vir u kan vra, Here, help ons met ons lewe. Here, ons het 'n begeerte om u te verheerlik met ons hele lewe, met alles wat ons doen. En daarom, Here, besef ons eie nood, besef ons afhanklikheid, besef ons geneigtheid, Here, om so dikwels die verkeerde dinge te doen, verkeerde besluite te neem. En daarom, Here, weet ons het u nodig. En Here, vra ons dat u ons sal help. Here, dis vir ons wonderlik om saam uit u woord uit te leer. En Here, gee net, laat dit nie net iets sal wees wat ons hoor en wat ons maar later weer sal vergeet nie. Maar Here, gee dat dit 'n vorming sal wees. Dat ons die klei sal wees, dat u die pottebakker sal wees. En Here, dat ons u dan sal toelaat om u wonderlike werking in ons lewens voor te sit. En Here, dat ons dan so u naam sal kan verheerlik. Seën ons in hierdie oggend, Here, open ons ore en gee dat u naam dan daardeur groot gemaak sal word. Here, ons slaan so op na die berge, want waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is alleen, Here, in u. U die skepper van die hemel en die aarde. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen. Baie dankie vriende, ek wil, as jy nou reeds oopgemaak het by 1 Timoteus hoofstuk 3, ons gaan net eers 'n ander gedeelte ook voorhou, so as jy dan sommer net u vinger of 'n merkie daar sal insit by 1 Timoteus 3, dan wil ek jy vra om saam met my te blaai na Lukas hoofstuk 24. Hierdie is vir my 'n belangrike gedeelte wat ons moet voorhou, want dit is die gebeure wat afgespeel het in die geskiedenis met die opstanding van die Here, met die graf wat leeg was toe hulle om die graf kom besoek het om hulle laaste eerbetoning te doen, en toe merk hulle op dat die graf leeg is. En dit is wat die Here vir hulle gesê het, en dit is met hierdie geleentheid wat die Here weer vir hulle bevestig het deur die 2 engele. En dit is die bevestiging wat die vroue wat daar was, gaan vertel het vir die disippels. En nog steeds was daar twyfel in die mensehart. So, nou moet ons verstaan, die disippels het 'n pad saam met die Here geloop. Elke dag die voorspelling, die profesie gehoor van wat gaan voorlê, wat gaan gebeur. En nog steeds die dag toe dit gebeur, toe twyfel hulle. So hoeveel te meer twyfel ons nie oor omstandighede, oor gebeure. Wanneer ons weet wat voorlê, wat ons die Here hoor hoe hy ons harte voorberei, en die dag waar daar iets gebeur, dan twyfel ons in alles. Dan wil ons alles weer van vooraf wil bevraagteken. Maar Here, hoekom? Maar Here, waarom? Maar Here, hoekom nie so nie? Dis menslik. Maar dis nou juist die bemoeienis wat die Here met ons maak, om hierdie waarhede in ons harte vas te maak, sodat daar nie twyfel sal wees as daar iets gebeur op ons lewenspad nie. Kom ons lees saam Lukas 24, ons gaan net die eerste 12 verse met mekaar saam lees. En baie vroeg in die môre op die eerste dag van die week, het hulle en ander saam met hulle by die graf gekom en die speserye gebring wat deur hulle toeberei was. En hulle het die steen van die graf afgerol gevind. En toe hulle ingaan, het hulle nie die liggaam van die Here Jesus gekry nie. En terwyl hulle hieroor in verleentheid was, staan daar 2 manne by hulle in blink klere. En toe hulle baie bevrees word en met hulle aangesigte na die aarde buig, sê die manne vir hulle: "Waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy is nie hier nie, maar hy het opgestaan. Onthou hoe hy vir julle gesê het toe hy nog in Galilea was. Die seun van die mens moet oorgelewer word in die hande van die sondige mense en gekruisig word en op die 3de dag opstaan." En hulle het sy woorde onthou. Hulle gaan toe terug van die graf en vertel dit alles aan die 11 en aan al die ander.
En dit was Maria Magdalena en Johanna, en Maria, die moeder van Jakobus, en die ander vroue wat saam met hulle, wat die apostels vertel het. En hulle woorde het vir hulle na onsinnige praatjies gelyk, en hulle het hulle nie geglo nie. Maar Petrus het opgestaan en na die graf gehardloop, en toe hy neerbuk, sien hy die doeke alleen lê, en hy het weggegaan huis toe, hoor nou, vol verwondering oor wat gebeur het. Nou vriende, die unieke geleentheid wat nou hier vir ons voorgehou word, is hierdie twyfel van die mens. Onthou nou Petrus, wat nou hier een van die figure is wat genoem word. Petrus die een wat die Here Jesus Christus verloon het. Ek ken hom nie, ek ken hom nie, ek ken hom nie. En wat so diep teleurgesteld in homself was. En toe Jesus nou dood is, toe gaan hy maar en hy gaan vang weer vis, want dis al wat ons nou maar weet wat om te doen. Later verskyn die Here aan hulle die volgende oggend, en die bevestiging kom weer in hulle harte, hierdie Jesus het opgestaan. Maar nou dit waaroor ons nou vanoggend gaan gesels uit 1 Timoteus 3 uit, is nou die voortsetting van hierdie gedeelte, is die beantwoording daarvoor. Wat het in Petrus se lewe verander van die verloning van ek loop saam met die Here, ek ken die Here, intiem het ons 'n verhouding met mekaar, ek vertrou die Here vir elke tree, terwyl die Here die tree vir my wys. Terwyl die Here daar is om fisies te volg. Maar sodra die Here nie meer daar is, wat ek kan sien, wat ek kan voel, wat ek kan ervaar, wat ek kan nie voorbeeld kan navolg nie, dan is daar twyfel in my hart, soos met Petrus. En die Here gee vir hulle opdrag, en die Here sê vir hulle, hulle moet met die Gees vervul word. En dis die wonderlike gedagtes, wat ons nou vanoggend by mekaar gaan stilstaan. Paulus skryf vir Timoteus 'n besondere brief. 'n Brief terwyl daar twyfel was, 'n brief terwyl daar onmin was, 'n brief terwyl daar verskillende opinies, verskillende menings was, verskillende dinge wat genoem word van wat hulle nou meen wat reg is en wat verkeerd is en waarop moet ons nou let, selfs in die tyd wat ons in leef. Baie bespiegelinge, baie mense wat daarvan hou om in die media te kom met opmerkings wat hulle maak oor kerke. Dwaashede wat hulle kwytraak. Maar nou kom sê Paulus vir Timoteus, wat is belangrik? En hy gee vir hom 'n letterlike handleiding in hierdie brief. En sê vir hom, dit is waaraan lidmate van die kerk moet voldoen. Dit is hoe 'n lidmaat moet lyk, sy lewe moet lyk. En hy hou vir hom hierdie voorskrifte voor van dit moet daar wees en dit moet nie daar wees nie. As dit daar is dit goed. As die ander dinge daar is wat daar nie moet wees nie, is dit nie 'n kind van die Here nie. En dit word sterk aangespreek. Maar nou, ons teks van oordenking vers 16. Daar kom sê Paulus vir hom en onteenseglik. Dis nie teenstaande van alles wat nou al die moets en die moenies wat genoem word nie. Al hoe jy dit gaan regkry. En nou wil ek amper hê Paulus moet direk met Petrus gepraat het. Al hoe jy dit gaan regkry, soos wat die Here vir Petrus gesê het, is nie in jou eie krag nie. Dis nie net van die fariseërs, 'n lysie van moets en moenies, 'n wette wat ek moet doen en nou is ek reg nie. Hierdie dinge moet in jou hart wees. En as jou hart reg is, sal jy die regte keuses maak. So dis nie 'n lysie van wat ons moet voorhou en dan gaan jy nou, kan ek die Engels gebruik, alright wees nie. Dis nie wat Paulus kom sê nie. Paulus sê, ondersoek jou eie hart. Ondersoek jou eie lewe. En dis nie, ek het dit Vrydag ook genoem, dis nie 'n geleentheid vir, ek wens nou iemand anders te was hier om nou te hoor wat die Here vir hulle wil sê nie. Dis nie vir iemand anders te nie. Ek is hier, ek hoor die woord van die Here. Here, praat met my. Maak met my bemoeienis, Here, ek wil U ervaar. Ek wil, Here, 'n beter mens wees om U te kan verheerlik. So kom ons lees saam. 1 Timoteus hoofstuk 3. Ek praat nou so baie. En my vrou het net my bril vir my skoon gemaak. Nou staan 'n spoegkolletjie op my bril, nou kan ek nie sien nie. Sorry. Daar's hy, min of meer reg. 1 Timoteus 3, pligte van die opsieners en die diakens.
Paulus skryf vir Timoteus. Paulus skryf vir ons. Dit is 'n betroubare woord. As iemand na 'n opsiendersambt verlang, begeer hy 'n voortreffelike werk. 'n Opsiener dan moet onberispelik wees. 'n Man van een vrou, nugter, ingetoe, fatsoenlik, gasvry, bekwaam om te onderrig, geen drinker, geen vegter, geen vuil gewinsoeker nie, maar vriendelik, geen strydlustige, geen geldgierige nie, een wat sy eie huis goed regeer en sy kinders met alle waardigheid in onderdanigheid hou. Maar as iemand nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy vir die gemeente van God sorg dra? Hy moet nie 'n nuweling wees nie, sodat hy nie verwaand word en in dieselfde oordeel as die duiwel val nie. Maar hy moet ook goeie getuienis hê van die buitestanders, sodat hy nie in veragting en in die stryk van die duiwel val nie. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf aan wyn nie, geen vuil gewinsoeker nie, maar met die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak, daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees, geen kwaadsprekers nie, nugter, betroubaar in alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huise goed regeer, want die wat goed gedien het, verkry vir hulle eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Ek skryf vir hierdie dinge in die hoop om gou na jou te kom. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. En nou, die laaste vers, wat amper klink of het oor iets heeltemal anders te gaan, maar dit is die manier hoe ons dit dan gaan bewerk. En onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Ons lees net tot daar hierdie wonderlike gedeelte met mekaar saam. Nou vriende, ons teks van oordenking, vers 16, en onteenseglik, die verborgenheid van die godsaligheid is groot, God is geopenbaar in die vlees, en dit is die punte wat ons gaan hanteer vanoggend. God is geopenbaar in die vlees, is geregverdig in die gees, het verskyn aan engele, is verkondig onder die heidene, is geglo in die wêreld, is opgeneem in heerlikheid. Maar nou my vraag dadelik, hoekom sê Paulus dit vir Timoteus? Wat wil Paulus sê met die voorbeelde wat hy nou vir ons gee in Jesus Christus lewe? Wat wil hy hê moet dit in ons lewens bewerk? En die antwoord, ek het dit Vrydag ook genoem, ek gaan nie weer die hele inleiding voorhou nie, want anders gaan ons nooit klaar kry vandag nie. Maar die antwoord daarvan is in Jesaja 43 vers 10 tot 12. Julle is my getuies, spreek die Here, en my knegt wat ek uitverkies het, sodat julle kan weet en my kan glo en insien dat dit ek is. Voor my is geen God geformeer nie, en na my sal daar geen een wees nie. Ek is die Here, en daar is geen heiland buite my nie. Ek het verkondig en verlos en dit laat hoor, en daar was geen ander God onder julle nie, en julle is my getuies, weer dieselfde gedagte, julle is my getuies, spreek die Here, en ek is God. Jesaja kom sê vir die volk, julle is die getuies. Julle is die persone wat in hierdie moeilike omstandighede die opdrag van die Here kry, dat ek my lewe so moet leef, dat my lewe sal spreek van die lewe van Jesus Christus, van dit wat hy vir my kom doen het, dit wat hy in my kom doen, hoe die Here my in staat stel as mens, om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. En die wonderlik wat Paulus nou sê, die buitestanders is julle getuies. So hoe ervaar buitestanders, mense wat nie in die kerk kom nie, mense wat nie elke dag Bybel lees nie, mense wat nie Christene is nie, mense wat vloek en steel en drink, wat sê hulle van jou lewe? En dis die interessante antwoord. Maar, vir my is dit nie moeilik om 'n Christelike lewe te leef voor mense daar buite nie. Ek sê nog altyd, my grootste uitdagings is in my eie huis. Nie omdat my huis moeilik is
of dat my kinders baie uitdagings het nie. Ek sal dit maar so noem terwyl een van hulle hier is vanoggend. Nie omdat hulle nou stout is of wat is nie, maar dit gaan juist net vir my, hulle ken my. Hulle ken mood swings, hulle ken elke oomblik wat jy leef. En baie keer maak ons foute. En is hulle dan wat sê, ja maar pa, jy staan op die kansel en jy wil vir ander mense vertel. So met ander woorde, die oë is heeltyd op jou. Dit is nie van, ek het nou 'n oomblik wat ek nou maar net kan oorgee, en nou het ek een afdag 'n week, en nou kan ek drink en steel en vloek en skel nie. Dit wat ek hier sê, dit wat ek hier sien, moet in my lewe gesien word. Moet deur my huismense ervaar word. Moet deur die buitestanders ervaar word. Ek moet gaan leef, soos wat die Here vir my sê. Paulus kom sê, onteenseglik. Met ander woorde, dit wat vas en dit wat waar is. Dis nie, ek gaan hieroor redeneer nie. Ek gaan hier 'n uitsondering wil bysit, omdat my omstandighede nie. Ek wil amper sê, Paulus gee nie om oor jou omstandighede nie. Paulus gee om. Die Here gee om oor ons omstandighede. Maar ons gee so om oor ons omstandighede, dat ons dit die reël wil maak. Dat ons nou die uitsondering wil hê. En dis nie waaroor dit gaan nie. Want as ons heeltyd uitsonderings wil hê, heeltyd 'n maar wil hê, heeltyd 'n verskoning wil gee, gaan ons nooit by die plek uitkom wat die Here ons wil hê nie. Petrus moes erken het, ek het die Here verloon. Here, U ken my. Petrus, het jy my lief? Here, U ken die antwoorde. Here, dit is so vars in my gedagtes. Ek het U nou die dag nog verloon. Die Here vra vir Petrus die tweede keer, Petrus, het jy my agape? Het jy my selfopofferend lief? Petrus sê, Here, U weet alles. Here, U weet, ek het dit gesê met my mond, maar die oomblik toe dit moes gebeur, Here, toe is dit nie meer so selfopofferend die antwoord nie. Toe gaan dit oor my eie behoud. Toe gaan dit oor myself. Toe het ek verskonings. En toe kan ek eweskielik in die omstandighede sien, as ek nou sê, ek ken hom, gaan ek saam met hom gekruisig word. So ek gaan nou eerder sê, ek ken hom nie. Want anders is ek nie meer lewendig nie. Die Here vra vir Petrus die derde keer. Petrus, het jy my filio, broederlik lief? En die Here se liefde word afgeskaal tot op Petrus se vlak. Het jy my broederlik lief? Ek sê jou help, solank dit my net nie iets kos nie. Solank dit net nie iets van my vra, wat ek nie wil nie. Ek sê jou help as ek kan. Ja, Here. Petrus, jy het 'n pad wat jy moet loop. En na Jesus se opstanding, spandeer hy weer 40 dae met die disippels. Onthou wat ek gesê het, onthou wat ek gesê het, onthou wat ek gesê het. Herhaal die Here heeltyd in hierdie 40 dae. Want na 40 dae gaan ek nie weer terugkom nie. Eers later weer, na julle gesterf het. Na hierdie 40 dae moet jy doen, self, is dit jou eie verantwoordelikheid. Die Here sê, hierdie verborgenheid, openbaar hy vir ons in Markus, dat hierdie verborgenheid het die Here vir ons gegee, sodat ons dit kan ken, Markus 4 vers 11. Met ander woorde, dis nie meer 'n verborgenheid nie, dis nie meer so onverstaanbaar, soos wat die wêreld wil voorgee nie, soos wat ons partykeer dit wil beskryf, as ons ergens faal nie. As ek faal, is dit my skuld. My eie ongehoorsaamheid, wat maak dat ek foute maak. So ek kan nie iemand anders te blameer nie, ek kan nie die verantwoordelikheid op iemand anders te afskuif, en sê, ja, maar daai persoon, my verantwoordelikheid. Die Here sê, ek moet dit kom wys. Ek moet 'n getuie wees, van dit wat die Here in my hart kom bewerk het. Ek gaan kortliks, by die eerste gedagte net stil staan,
God is geopenbaar in die vlees. Jesus Christus word vir ons mens. In vlees en bloed word hy gebore as 'n afhanklike babietjie van versorging. Hy groei op in 'n ouerhuis soos ons. Hy het broers en susters soos meeste van ons. Hy het al die omstandighede, al die uitdagings, al die vreugde wat hy beleef, al die hartseer, al die teleurstellings wat ek en jy beleef. En nou gee die Here vir ons die opdrag dat ek en jy moet leef. Maar die Here laat dit nie net toe oor aan ons en sê julle moet gaan en julle moet gaan leef nie. Die Here kom openbaar in Johannes die ego eimi uitsprake, die ek is uitsprake, die omstandighede wat jy ervaar, wat jy beleef, die probleme waarmee jy sukkel. Ek is die God wat jou daarmee wil kom help. So met ander woorde, die Here gee vir ons die vrymoedigheid om hom te vra sodat ons lewens kan leef tot verheerliking van sy naam. Dis nie net per geleentheid nie, dis my lewe wat ek so moet leef. Juis omdat die Here ons as mens verstaan. Juis omdat die Here weet die omstandighede waarin ons is. Juis omdat die Here jy beter ken, wil ek nou amper sê, as wat jy jouself ken. Die Here kan, die Here wil. Dit hang van jou en van my af. Gaan ons die Here toelaat, sodat ek in hierdie lewe kan leef tot verheerliking van sy naam. Die tweede gedagte is geregverdig in die Gees. Johannes 1 vers 29 tot 34 sê, die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word. Daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Die wonderlike gebeurtenis wat Johannes nou hiervan kom getuig, is die dag wat Jesus Christus sy bediening op aarde begin het, waar die Heilige Gees dit kom bevestig het in sy lewe, sodat die Heilige Gees ook die Here selfs versterk het per geleentheid, sodat die Here dan so elke dag vir ons voluit kan lewe. Die oomblikke wat Jesus Christus aan die kruis hang, waar Jesus Christus gesmaad word, ander het hy verlos u self ook dan, as u die Christus, die Seun van God is, word die Here uitgejou aan die kruis. Jesus Christus hang aan die kruis, onregverdiglik word hy geoordeel tot die dood. Daar's twee misdadigers weerskante van hom. Die een spot en die een is selfde as wat die ander opmerkings is. Die ander een sê, dink aan my Here, wanneer u in die paradys kom, en die Here gee vir hom die belofte, vandag sê hy saam met my in die paradys wees. En die Here blaas sy laaste asem uit, en hy sê, dit is volbring. Die prys vir almal se sondes is betaal deur die werking van die Heilige Gees in ons lewens. Dis waarmee Paulus aanvanklik gesukkel het, dis waarmee Petrus gesukkel het, dis waarmee almal van ons ook sukkel. Is hoe kry ek dit reg? Ek probeer dit in eie krag. Ek probeer dit in eie bevestiging. Ek probeer dit self doen. Dit terwyl die Here vir ons kom sê in Romeine 8 vers 16, die Gees self getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Het jy die getuienis van die Heilige Gees in jou lewe? Die getuienis wat hiervan gepraat word, is die getuienis of ek kind van God is of nie. As ek nie sy getuienis ontvang nie, is daar altyd twyfel in my hart. Het ek my hart vir die Here gegee of het ek nie? Waartoe gaan ek die dag as ek doodgaan? Gaan ek hemel toe of gaan ek hel toe? Hoop ek maar ek het genoeg gedoen. Dit gaan nie oor wat jy gedoen het nie.
Dit gaan nie oor wat 'n sonde jy gedoen het nie, dit gaan nie oor hoeveel goed jy gedoen het nie. Dit gaan uitsluitlik en die enigste rede oor hoekom iemand hel toe gaan, is as hulle nie hulle harte, hulle lewens vir die Here gegee het nie. Openbaring 3 vers 20 is baie duidelik. Kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek ingaan na hom toe en saam met hom maaltyd hou en hy met my. Die wonderlike uitnodiging wat die Here vir ons gegee het. Al was julle sonde so skarlaken, al was dit rooi gewees, ongeag wat in die verlede gebeur het, dit sal wit word, dit sal word soos sneeu. En die Here vra, die Here nooi, ek en jy moet die keuse maak. So al wat ek vir die Here moet vra, is Here, ek wil u kind wees. En niemand anders kan dit vir jou doen nie. Dis alleenlik jou eie keuse. Ek moet die Here innooi, ek moet die Here toelaat om in my lewe te getuig. Petrus het as kind van God uitdagings om te getuig. Uitdagings om op te staan. Uitdagings om die regte dinge te doen. Petrus, kind van God, verloon die Here. Nie nou van, hy was nie eintlik kind van God nie. Hy was. Hy het 'n pad saam met die Here geloop, elke dag, gewandel in afhanklikheid van die Here. Maar, die versterking van die Heilige Gees was nie in sy lewe teenwoordig gewees nie. En toe sê die Here vir hulle, maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Nie opsioneel nie, nie bykomend nie, nie hopelik op 'n stadium, op 'n plekkie, elders nie. Julle sal my getuies wees, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So daarom, en dis vir die wonderlike bevestiging in Jesus Christus se lewe, met die aanvang van sy bediening, die bevestiging van die Heilige Gees. Here, ek smag daarna. Ek wil u getuie wees. Ek wil 'n lewe leef wat u verheerlik. En daarom, Here, gee vir my, voorsien vir my in my lewe ook die getuienis van die Heilige Gees. Ons volgende gedagte het verskyn aan engele. Nou as ons 'n engel direk vertaal van die oorspronklike Grieks af na Afrikaans toe, dan word dit vertaal as boodskapper. Nou die boodskappers vanuit die hemel het Jesus se doel en die Here se identiteit kom bevestig hier op aarde. Lukas 2 met die Here se geboorte. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van hemelse leerskare wat God prys en sê: Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde en die mense 'n welbehae. Na Jesus Christus uitgelei is in die woestyn om deur die duiwel versoek te word vir 40 dae lank, Matteus 4 vers 11. Daarna het die duiwel hom laat staan en daar het engele gekom en hom gedien. Maar 1 Timoteus 3 vers 16 sê dat die Here Jesus Christus het verskyn aan engele. Ek wil hierdie gedagte amper net bietjie omdraai. En nie fokus op die verskyning van Jesus aan die engele nie, maar eerder fokus op die engele se gewaarwording, die engele se reaksie op hierdie verskyning van die Here. Die oorspronklik gee vir ons die gedagte van, ek wil amper sê om oop mond aan te staar, in verbasing, in verwondering, van wat ervaar ons, wat beleef ons, wat sien ons in hierdie oomblikke, was die reaksie by die engele gewees. Ek wil in my lewe nie net die getuienis van die buitestanders sê nie, dis 'n bysaak. Maar dink die moontlikheid van jou lewe om engele in verbaasdheid te laat staan, terwyl hulle jou lewe observeer. Jou uitdagings ken ons almal. Die engele ken dit. Maar hoor wat gebeur. Lukas 22 vers 43. 'n Engel uit die hemel het aan die Here Jesus Christus verskyn en hom versterk in die oomblikke wat hy die swaarste gekry het in sy lewe. So my begeerte is dat daar engele sal verskyn om ons te beskerm, om vir ons te voorsien wanneer ons die moeilikste, die swaarste kry.
Maar, dis nie nou net my begeerte, ek gaan nou agteroor sit, en ek gaan nou maar bid en vra, Here, gee vir my engele, dat hulle aan my sal verskyn, wanneer ek swaar kry, so, ek het nie meer 'n verantwoordelikheid nie. Ek wil hê my reaksie op hierdie omstandighede wat ons ervaar, moet engele in verbaasdheid laat staan. En dis moontlik. Dis die voorbeeld wat ons voorgehou word, sodat my lewe op so 'n afhanklike manier gelewe kan word, sodat my lewe 'n verbaasdheid in die hemele tot gevolg sal hê. Ek wil hê, engele moet ons versterk. En daarom moet ek dit vra van die Here. In die omstandighede wat ek is nie alleen nie. Engele is daar om jou te help. Engele is daar, die boodskappers, om vir my 'n boodskap te kom gee, om my te kom versterk, om my te bemoedig in moeilike omstandighede, om my te herinner die boodskap van die Here te openbaar, vir my te kom sê wat die Here wil hê in my lewe, hoe ek hierdie omstandighede moet hanteer, wat vir my te groot, wat vir my te moeilik is. En dit is by die wonderlikheid van die woord van die Here. Die Here het vlees geword. Die Here verstaan ons as mens. Nie om verskonings te gee nie, maar om hierdie omstandighede te kan hanteer. En daar's baie ander beloftes wat die Here vir ons gee, maar die wat op die Here wag kry nuwe krag. 1 Korintiërs 10:13, geen versoeking hier aangegaan behalwe menslik, maar God is getrou, wat nie sal toelaat dat julle bo julle krag versoek word nie, maar hy sal saam met die versoeking ook die uitkoms gee, sodat julle dit sal kan verdra. Wonderlike beloftes, veel meer nog, wat die Here vir ons gee in ons omstandighede, sodat my lewe engele in verbaasdheid kan laat staan. Hoor jy, dit gaan nie oor my nie. Dit gaan nie oor ek wil trots wees oor hoe ek lewe en wat ek doen en wat my keuses is nie. Ek wil 'n getuienis in die hemel hê van my lewe wat reg is. Nie omdat ek wil trots wees op myself nie, maar ek wil hê die Here moet trots wees op die lewe wat hy vir my geleen het. En dit bring nou baie dinge mee in jou lewe. Keuses wat ons elke dag maak. Die lewe wat ek en jy kies om te leef, wat in jou hande is. En daarom moet ons elkeen daai moeilike besluite neem. Met die lewe wat die Here vir jou gegee het, moet ek die keuse maak. In afhanklikheid, in versterking van die Here af. En ek weet, ons omstandighede is nie altyd gunstig nie. Ons omstandighede is nie altyd die lekkerste nie. Maar dis jou lewe. Dis jou keuse wat jy maak. En ek weet daar's omstandighede wat ons miskien oorspruit is as ons hier sit. Het ek maar 'n ander besluit geneem? Van die besluite kan ons gaan regmaak. Van die besluite kan ons ongelukkig nie regmaak nie. Here, gee my die boodskappers se versterking om daardie onderskeid te maak, maar ook dan die manne moed om te gaan regmaak wat verkeerd gedoen is. Ek moenie probeer weghardloop van omstandighede en sê ja, maar dit gaan nie reggemaak word nie. Die meeste van die omstandighede kan ons regmaak. Kan ons vra, ek was verkeerd, vergewe my. Kan ons teruggaan en die omstandighede gaan regmaak. Maar daar is omstandighede wat nie reggemaak, wat nie verander kan word nie. Here, gee my die krag, gee my die versterking, om dit ook te kan aanvaar, en om voort te leef met die lewe wat U vir my gegee het. Ek wil nie heeltyd voortleef, ongeag omstandighede of dit reggemaak word, of nie reggemaak kan word nie. En elke dag met spyt saamleef. Ek wil vorentoe leef, en ek wil die Here verheerlik. Weet jy wie was Paulus? Paulus was Saulus gewees. Saulus
het opdrag gegee dat hulle vir Stefanus met klippe moet doodgooi. Stefanus, die niet gekose diaken in die gemeente, die een van wie daar goeie getuienis was, die een wat sy lewe tot eer van die Here wou geleef het. Saulus gee opdrag, gooi daai man met klippe dood. Saulus was die vervolger van die gemeente gewees, maar sy lewe draai om, en hy skryf hierdie wonderlike briewe, wat vir ons tot aanwins, tot voordeel is, waaruit ons kan leer. So moenie net altyd die omstandighede gebruik nie. Die Here wil, die Here kan jou omstandighede verander. Ons volgende gedagte is verkondig onder die heidene. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Maar nou my vraag, is verkondig onder die heidene. Here, wat wil u hê, moet ek dan vandag doen? En dit is die besef wat Petrus en die disippels gehad het, die oomblik toe die Heilige Gees hulle vervul. Maar julle sal krag ontvang, Handelinge 1 vers 8, wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. Petrus, die man, wat na sy fout wat hy gemaak het, geen vrymoedigheid meer gehad het nie. Wou nie eens meer die Here geantwoord het, Here, ek het u onvoorwaardelik lief nie. Hy kan dit nie meer, want hy weet sy eie uitdagings, hy weet sy eie probleme, sy eie ontkenning van die Here. Petrus staan op, na die vervulling met die Heilige Gees, op Pinksterdag, Handelinge 2, Israeliete, luister na hierdie woorde, Jesus die Nasarener, 'n man deur God vir julle aangewys om met kragte en wonders en tekens, wat God deur hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet, hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring, hom het God opgewek. Nou verduidelik hy in 'n opsomming vir die gebeure van die lewe van die Here, nadat hy die smarte van die dood ontbind het. Nou sê hy vir hulle, die Here gee vir ons die oorwinning, omdat dit onmoontlik was, dat hy daardeur vasgehou sou word. Met ander woorde, die geskiedenis wat nou 'n paar dae terug afgespeel het, dit gee ek nou weer vir julle, die feite daarvan, kom vertel Petrus vir hulle oor, juis omdat ons elkeen hierdie opdrag het, Markus 16 vers 15, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld in, en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Wat is my verantwoordelikheid? Is my verantwoordelikheid dat die wêreld moet glo, dat hulle moet bekeer? Is dit my verantwoordelikheid om seker te maak, kom ons vra 'n moeilike vraag, dat my familie die Here moet dien? Is dit my verantwoordelikheid? My verantwoordelikheid is ek self. My lewe moet so wees, dit wat die Here vir my in die vlees gegee het, hierdie lewe wat ek die voorreg het om te kan leef, moet 'n getuienis wees, moet die Here verheerlik, sodat ander dit in my lewe kan sien, sodat dit vir ander 'n honger, 'n dors in hulle harte sal maak, sodat hulle sal begeer wat die Here vir my kom doen. Dit is my verantwoordelikheid. Die ander mense is nie my verantwoordelikheid nie. Ek moet 'n lewe leef sodat ek die Here kan verheerlik. Ek moet die woord van die Here gaan verkondig met woord en met daad. En God stel ons in staat. Dis my die wonderlike getuienis, nadat Petrus opgestaan het, nadat Petrus gepreek het, nadat Petrus vir hulle die geskiedenis kom herhaal het. Handelinge 2 vers 7 tot 8 sê, en hulle was almal verbaas en verwonderd en sê vir mekaar, is almal wat daar spreek dan nie Galileërs nie, en hoe hoor ons hulle elkeen in ons eie taal met ons spreek? Die verbasing wat daar was, is hulle nie almal net vissermanne nie? Is hulle nie almal net eenvoudige mense, ongeleerde mense wat daar spreek nie? Die Here het die woorde in hulle harte gelê om die evangelie te gaan verkondig. Mag ons so afhanklik wees van die Here, en mag ons op so 'n manier die woord gaan verkondig. Maar kom ons kom nou by die glo. Die volgende gedagte is geglo in die wêreld.
Handelinge 16, toe Saulus nou al Paulus geword het, word daar 'n vraag gevra, meneere, wat moet ons doen om gered te word? En dan Handelinge 16 vers 31, toe sê hulle, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin. En dit spreek vir my mooi van die verantwoordelikheid. Die vraag word gevra, nou sê ek vir jou wat jy moet doen. Glo dat Jesus Christus vir jou sonde gesterf het. Glo dat Jesus Christus vir jou die prys betaal het. Glo dat Jesus Christus dit vir jou moontlik gemaak het om hemel toe te kan gaan. Dis jy wat moet glo daaraan. Dis jy wat dit moet self aanneem. Dis jy wat jou hartsdeur moet oopmaak, Openbaring 3 vers 20. Niemand anderste kan dit vir jou in jou plek namens jou doen nie. Jou verantwoordelikheid. Maar nou, kom almal tot bekering. Glo almal. Ek verkondig, ek is nou gehoorsaam aan wat die Here van ons sê, aan die voorbeeld wat hy vir ons gee. Ek verkondig die woord van die Here. Glo almal. Nee. Almal glo nie net nie. Maar God sy dank vir 2 Petrus 3 vers 9. In die gedeelte in Petrus word daar gevra, maar Here, wanneer gaan U kom? Here, ek het 'n verlange om by U te wees. Die wêreld is moeilik. Die wêreld het baie uitdagings. Here, ek wil in U heerlikheid wees, waar daar nie meer sonde is nie, waar daar nie meer al hierdie sleg is nie. En nou sê Petrus vir die gemeente, 2 Petrus 3 vers 9, die Here vertraag nie die belofte, so sommige dit vertraging ag nie. Die Here hou dit nie as prins net terug, sodat die wederkoms net uitgestel word nie. Maar, hy is lankmoedig oor ons, hy wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom, sodat almal die geleentheid kan hê. En dis nou waar my verantwoordelikheid inkom. Ek moet getuig. Ek moet gaan vertel. Ek moet 'n lewe leef om die Here te verheerlik, sodat hulle kan glo, dit is moontlik. Daar word gesê, die grootste rede oor hoekom iemand nie 'n kind van die Here wil word nie, is omdat hulle kinders van die Here ken. Daar word gesê, moenie met iemand besigheid doen, as hy vir jou sê, hy's 'n kind van die Here nie, hy's 'n Christen nie. Ek het ook al baie oorgekom. En ek wil nog steeds maar net glo. As dit jou getuienis is, ek kan jou nie oordeel nie. Ek kan nie jou getuienis bevraagteken nie. Ek glo jou onvoorwaardelik. Ek glo jou as jy vir my sê jy wil lidmaat word. Ek glo jou as jy sê jy wil die Here kom dien. Ek glo jou as jy beloof, ek gaan elke Sondag kerk toe kom. Ek glo jou. Doen die mens dit wat hulle sê hulle gaan doen? Hulle doen dit nie. Maar gaan ek nou die volgende een wat nou kom, vir hom sê, jy lieg, gaan weg. Ek kan dit nie sê nie. Ek hoor jou begeerte, ek hoor jou woorde, wat jy sê, en ons gee jou die geleentheid, om te doen wat jy sê. Jy wil doen. Dis wat die kerk moet doen. Maar nou, die Here vertraag nie die belofte. Die Here hou dit nie as prins terug nie. Ek het familie, wat ek in my hart oortuig is, nie kinders van die Here is nie. Nie omdat hulle so gesê het nie, maar omdat hulle baie ander goeie sê, as net dit. Dis nie in hulle woordeskat nie. Dis nie in hulle lewe nie. Kerk is iets van die voorgeslagte, van die Ossewaartyd. Kerk is nie in ons verwysing nie. Bybel lees is nie iets wat ons doen nie. Ek lewe nie vir die Here nie. Ons almal het sulke familie. Nou sê ek dankie Here, dat U hierdie belofte 'n bietjie terughou, sodat ek vir my familie kan bid. Sodat ek weer net kan gaan kuier. Weer net vir hulle kan wys, hoe lyk my lewe. Weer net hulle kan gaan inspireer in die omstandighede
wat hulle in is. My lewe moet hulle honger en hulle dors maak. Maar weet jy hoe goed is die duiwel? Die duiwel neem elke geselskap op die afdraaipaadjies. Weet jy die omstandighede in hierdie wêreld, al die sleg, al die potholes, al die korrupsie in die tyd wat ons in leef. Weet jy hoe sleg gaan dit eintlik? En dan praat ons almal saam. Want dis feit, dit gaan sleg. Maar om te fokus op al die sleg, gaan dit beter maak? Gaan om te praat oor potholes heel maak? Gaan die korrupsie ophou as ons daaroor praat? Dit gaan nie. Dit gaan meer word, ek waarborg. Dit gaan net meer word. Ek dink ons land is op 'n plek waar hy nie meer omgedraai kan word nie. My antwoord is nie immigrasie nie. My antwoord is maak 'n verskil. Ongeag wat aangaan. Hoe gaan dit met jou? Hoe gaan dit met jou kinders? Hoe ervaar jy die Here in jou lewe? By die werk, by die skool, daar waar dit moeilik is. Hoe gaan dit met jou? Kan ek vir jou 'n gebed doen? Kan ons net 'n oomblik net saam bid? Kom ons vra dat die Here ons sal help. Inspireer jou vriende, jou familie. Van die Here hou juis vir daai doel, hou hy hierdie belofte terug, sodat ek en jy 'n getuienis kan wees. Ons laaste gedagte is opgeneem in heerlikheid. Markus 24 is die verhaal van die hemelvaart, waar hulle Jesus Christus gesien het. Handelinge word dit herhaal. En nadat hulle dit gesê het, Handeling 1 vers 9 tot 11, en nadat hulle dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom voor hulle oë weggeneem. En toe hulle nog stip na die hemel kyk terwyl hy weggaan, staan daar 2 manne in wit klere by hulle wat sê: Galileese manne, waarom staan julle en kyk na die hemel? Hierdie Jesus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom soos julle hom na die hemel sien wegvaar het. Is opgeneem in heerlikheid. Is die wonderlike belofte waarna elkeen van ons uitsien. Die gemeente van Korinthe was baie bekommerd oor geliefdes wat reeds gesterf het. Is hulle nou voor ons al reeds in die hemel? Wat gebeur nou met die wederkoms as die Here kom? Gaan hulle dit miskien misloop? Hoe gaan hulle dan nou verheerlik kan word? Ek meen, as baie omstandighede, hoe gaan hulle voor Jesus Christus kan wees, saam met ons in die hemel? En hulle vra vir Paulus die vraag, en Paulus kom verantwoord dit vir hulle in 1 Korintiërs 15. Maar dit wat ek op wil fokus, is nie oor wat gaan gebeur met die wederkoms nie. Maar dis wat Paulus aan die einde van hierdie antwoord vir hulle kom gee. Want ons is so bekommerd oor, Here, wat gaan dan gebeur? Wat moet ek doen totdat die Here ons kom haal? Daarom, my geliefde broeders, en nou sê Paulus vir hulle, wees standvastig, onbeweeglik, altyd oorvloedig in die werk van die Here, omdat julle weet dat julle arbeid in die Here nie te vergeefs is nie. Moenie dat die wêreld jou intimideer nie. Moenie dat die wêreld maak dat jy soos die wêreld optree nie. Moenie daardie verskonings gebruik van wat die wêreld gebruik nie. My lewe staan in verantwoordelikheid voor die Here, wat nie net my optrede sien en my woorde hoor nie, maar wat my hart ken. So daarom hierdie groot verantwoordelikheid voor die Here. Here, ek sien uit na u wederkoms. Here, ek wil graag saam met u in die hemel wees, saam met my geliefdes. Ek moet vir hulle bid. Ek moet getuig teenoor hulle. Maar Here, my lewe is al wat in my hande is.
Ek weet ek is reg om hemel toe te gaan. Ek het my hart vir U gegee. Maar nou is ek reg om verslag te doen van my lewe. Om te sê, wat het ek met U genade gedoen in my lewe? En dan raak die antwoord moeiliker. Want nou moet ek ewe skielik vir die Here gaan sê, Here, U gee vir my elke dag die krag. U gee vir my die engele wat my versterk. Here, U het soveel beloftes in U woord. Soveel instaatstelling wat U vir my gee. Here, nog steeds maak ek al hierdie foute. En ek gebruik nie my lewe tot eer van U naam nie. Ek moet reg wees om te kan getuig voor die Here. So daarom mag my lewe engele in verbaasdheid laat. Dat hulle na my lewe sal kyk en sal sien, hierdie lewe wat hierdie mens lewe hy of sy tot verheerliking van God. Mag dit jou begeerte elke dag wees. Amen. Here, in hierdie oomblikke, Here, wil ons in swakheid voor U kom neerbuig. Here, as ons U woord hoor, Here, as ons U woord se antwoord kom toepas in ons lewe, Here, dan besef ons net hoeveel ons tekort skiet. En Here, wil ons nie dit gebruik as verskonings nie, maar Here, dit kla ons aan. Here, ons is skuldig voor U. En daarom, Here, wil ons vra, Here, vergewe ons. Here, ons het 'n begeerte om U te dien, om U te eer. En daarom, Here, hoor ons begeerte. Here, ons maak op U alleen staat. Ons vra dat U ons sal help, dat U ons in staat sal stel, sodat ons die regte keuses sal maak, sodat ons U naam sal verheerlik. Ons loof U en ons prys U naam alleen. Amen.